Goeiemôre julle, Johan van Tonder saam met julle in die Bybel in 1 jaar en vanoggend kyk ons saam na Eksodus 31. Moses is nog op die berg saam God waar hy verder instruksies kry en dan ook die 2 tafels van klip gegee word met die getuienis op wat met God se vinger geskryf was. Ons sien in vers 1 tot 6 hoe God aan Moses kundige manne gee wat gevul was met die Heilige Gees vir 'n spesifieke taak, manne met talente wat God aangevul het met wysheid, kennis en insig. Hierdie was vir hulle gegee om kunstige planne uit te dink en dit kunstig te kan uitvoer. Die tabernakel en die ark was nie net 'n tydelike plek wat saamgesleep moes word waar hulle ook al gegaan het nie. God is 'n God van detail en ook uitstekendheid, en die eienskappe van God reflekteer in sy skepingsplan en sy verlossingsplan. En ons sien ook dat God sal voorsien in die opdragte wat hy vir my en jou gee, maak nie saak hoe groot dit is nie. Ons kan op hom vertrou vir sy voorsiening om die opdragte te kan uitvoer. Ek dink vir die tyd wat Moses voor die Here gesit het en geluister het hoe alles gemaak moes word, het Moses heel moontlik 'n bietjie benoud geword en was sekerlik verlig toe hy hulp kry om volgens God se standaard die tabernakel en die ark te kan bou. Soos vir die manne genoem in die gedeelte wie gevul was met die Gees om kunstig te wees, net so is dit God wat aan elkeen van ons talente gee, om nie net hom daarin te vereer nie, maar ook om ander daarmee te kan dien. En die Here wil hê ons moet alles wat ons doen, goed doen, tot verheerliking van sy naam, net soos wat dit geskrywe is in Kolossense 3 vers 23, wat sê, wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. Mag hierdie ook in ons lewens gesien word, orde, detail en uitstekendheid. Ek verkyk my partykeer aan ons kerk se voorbereiding aan die nagmaal. Alles is so kunstig en mooi uiteengesit. Vir party voel dit dalk oorbodig en dalk het sommige so gevoel toe die bou van die ark begin het, maar vir God is dit soos 'n welgevallige offer. Die volgende gedeelte van vers 7 tot 11 beteken vir my vrou baie. God maak 'n lysie van wat alles gedoen moet word, en dit is wat my vrou lief is om te doen. Ek dink dit is belangrik vir God dat Moses nie die belangrikste gedeeltes van die opdrag moet vergeet of iets uitlos nie. So glo ons kan die beginsel in ons lewens toepas. Skryf neer wat God vir jou in jou hart gee om te doen deur die dag en in jou stilte tyd. Dit sal jou help om orde te hou en om gehoorsaam te wees aan sy stem. Dan lees ons van die rusdag of die Sabbat wat die volk moet onderhou. Vir die volk was dit 'n opdrag en vir ons in die Nuwe Testament is dit belangrik om dieselfde toe te pas, alhoewel ons dit nie wetties moet doen nie. Hoekom sê ek dit? Want so baie keer kan ons so besig raak in ons werk, of dit nou vir die Here is en of dit nou vir onsself behoud is. Vir God is dit belangrik dat ons tog rus en net weer fokus op hom. Ons dink altyd dat ons die laaste dag van die week, as ons hom nie gebruik nie, gaan ons nie klaar kry met dit wat ons moet doen nie. En is ons bereid om die dinge wat kleiner lyk, weg te stoot om plek te maak vir dit wat groot is of lyk op daardie stadium in ons lewens. Berus jou daarby dat God die heelal in 6 dae gemaak het en op die 7de dag het hy gaan rus. So ons sal ook okay wees as ons eendag afvat. Kyk na die son en die maan. As ek moet vra watter een die grootste en belangrikste is, sal ons dalk almal sê die son, wat waar is, maar die maan het die ability om die son te kan verduister. Wat dit my leer is dat alles belangrik is in ons lewens, want dit wat dalk lyk na nie so belangrik nie, kan die belangrikste beïnvloed in ons lewe. Mag hierdie gedeelte ons herinner aan die woorde in 1 Petrus 4 vers 10, waar hy sê dat ons elkeen 'n geskenk ontvang het, en dat ons dit moet gebruik om mekaar te dien tot verheerliking van God. Mooi dag vir julle.